So ja, dis my voorreg vanoggend, as julle gereed vir die woord. Dit is my eintlik half gisteraand, toe ek my laaste voorbereidings doen, dus dit is my die besef, is eintlik al nie my laaste voorbereiding van die jaar nie, want ek sal nog video's post daar van amper langs die waters af, so jy weet, in die tyd, dankie Here vir tegnologie dit ons kan gebruik. Maar in my voorbereiding is dit net vir my 'n oomblik wat ek net besef en sê, wow, Here, dankie vir hierdie voorreg wat ek het, om hierdie maaltyd elke keer voor te berei. Die brood van die lewe. Daar's niks in hierdie wêreld, niks gaan vir ewig bly staan nie, behalwe die woord van God. En dit is my so voorreg, elke keer as ek die woord voorberei, om te sê, Here, dankie dat ek hierdie voorreg het, om iets wat ewigheidswaarde te bedien aan mense. 'n maaltyd wat jou nie weer honger gaan laat nie, maar wat jou voorberei vir die ewigheid, want die woord van God sal ewig bly staan, en in daardie lig moet ek en jy die woord ontvang, as die enigste konstante, wat daar is in hierdie wêreld, is die woord van God. Het sal weer ewig bly staan, en die woord van God sal altyd werk, en die woord van God sal nooit leeg terugkeer, en dis hoekom dit so belangrik is, wanneer jy na die woord luister, is dat jy dit ontvang en dit toepas, en die resultate sal verwag, want die woord van God se beginsels werk. Maar jy moet dit jou eie maak, en jy moet dit toepas, en jy moet dit gaan uitleef, om die verskil te kan sien, want geloof sonder werke is dood. So ja, vanoggend wil ek jou bedien rondom die woord, en ek gaan praat oor geloof, en mag die woord jou stig en opbou, en jou geloof kom opbou vanoggend. So ek wil praat oor die vader van geloof, en ons almal weet min of meer wie is die vader van geloof, en ons gaan bietjie kyk na sy lewe, en dis niemand anders dan natuurlik as Abraham nie. En daar's 'n paar interessante goed, so as jy wil meer gaan lees oor Abraham, kan jy in Genesis, hier van Genesis 11:12 af tot hier omtrent Genesis 25 is die storie van Abraham. Ek het net weer sy storie gaan lees en net bietjie deurgewerk, en dit is altyd net so 'n interessante storie oor Abraham. Maar die woord kom in Romeine 4 vers 16, kom die woord, en ek lees die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, die geloof is dus die sleutel. Die geloof is dus die sleutel. Die sleutel tot wat? Nou, in die Bybel, en ons gaan nou 'n bietjie kyk net na die geloofshelde, ons gaan nie na al die geloofshelde kyk nie, maar die woord praat van geloofshelde, maar manne van geloof en vrouens van geloof was iemand wat 'n intense, anderste dimensie van verhouding met God gehad het. En die sleutel met 'n verhouding met God is niks anders as geloof nie. En Abraham was een van die voorbeelde. Abraham was vir God soos 'n vriend. Hy het met hom gepraat soos 'n vriend. Hy sê die sleutel dis is geloof. God se belofte word as 'n genade geskenk gegee, en ons as sy nageslag sal dit baie beslis ontvang. Wie se nageslag? Hy sê nie net die wat die wet ontvang het nie, maar almal wat deel in Abraham se geloof. Want Abraham is die vader van ons almal wat glo. So as hy sê, is die vader, het hy eintlik geboorte gegee aan geloof. Abraham was die begin van geloof, 'n geloofswandel, en sy lewe getuig van geloof. En daarom gaan ons vanoggend net bietjie kyk, hoe lyk Abraham geloof? Want ek en jy is almal die nageslag van Abraham, en daar's so 'n groot voordeel, daar's so 'n groot dimensie van die realiteit van dat ek en jy die nageslag van Abraham is, en dit sê dat ons is die nageslag van Abraham wat die geloofsvader is, so ons is gelowige mense. Nou, net so 'n bietjie konteks oor Abraham en waar hy geposisioneer is in die Bybel. Ek het gesê dis in die boek van Genesis. Nou, die boek van Genesis moet ons verstaan is die boek voor die wet. Ek weet daar was nog nie 'n wet in die boek van Genesis nie. Eers hier van Exodus af, van Moses af. Toe Moses op die prentjie kom, nou Moses is eers 'n tydjie na Abraham gewees, en Moses was die een wat die wet ontvang het. Na die slawerny, nadat die mense in gevangenis was, of in slawerny vir 400 jaar was, God se volk, moes God iemand net gebruik, wat hy as profeet gebruik, om te sê, maar die mens het duidelik my wil iewers weer lê. Hulle het vergeet hoe ek wil hê hulle moet leef, en hulle het dit gemis. Nou, ons as mens
was geskape na die beeld van God, na die gelykenis van God. Ons het nie nodig gehad om 'n wet te hê nie, want ons was na sy beeld, na sy gelykenis geskape. Met ander woorde, ons het die goddelike natuur in ons gehad, toe ons geskep is. Gaan lees dit in Genesis 1 vers 26 en 27. God het ons na sy beeld, na sy gelykenis geskape. So ons het die goddelike natuur in ons gehad. Nou wie is God? God is regverdig, God is heilig. Heiligheid, regverdigheid, geregtigheid, noem al die woorde, maar dit beteken dis 'n suiwer, skoon lewe, dis 'n natuur wat sondeloos is. Dis hoe ons oorspronklik geskape is. En ons weet wat gebeur het in Genesis hoofstuk 3, het daar 'n nuwe natuur opgestaan in ons weens die sondeval, en dis die sondige natuur, toe ons geëet het van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad. Met die eet en die ongehoorsaamheid wat ons as mens aan God bewys het deur nie te luister na sy stem en van die boom te eet nie, het daar 'n nuwe natuur in ons opgestaan. As ware eintlik 'n nuwe natuur gebore, en dis die sondige natuur. En God moes van die mens onttrek, want lig en duisternis kan nie meng nie. Lig sal altyd duisternis oorweldig, lig sal altyd duisternis uitdryf. En dis hoekom die woord sê, niemand sal God sien en bly leef nie, weens die natuur, dus die twee, Engelsman praat van die opposites, teenoorgesteldes, lig en duisternis. So dat duisternis in ons opgestaan, wat die sondige natuur is met die sondeval, en God moes onttrek, omdat hy lig, heerlikheid, heiligheid is. So, deur die mensdom wat gefaal het, moes die mens weer kom leer, wat die wil van God is, deur 'n klomp reëls en klomp wette. En dit het God eers gebring in Moses se tyd. Maar Abraham was voor Moses gewees, en Abraham was die vader van geloof gewees, en Abraham was voor die wet gewees. So wanneer ons na die verhaal van Abraham gaan lees, en gaan kyk na Abraham se lewe, moet ons verstaan, dat Abraham was amper as ware in die dimensie wat ek en jy in die Nuwe Testament is. Want ons in die Nuwe Testament is nie meer onder die wet nie. Die Ou Testament is onder die wet, die Ou Testament is onder die bloed van Abel. Wat spreek? Wat het die bloed van Abel gespreek? Ongeregtigheid, sonde. Daar was 'n aanklag teen die mensdom weens die bloed van Abel. Nuwe Testament is ons nie meer onder die wet nie, want ons is nou onder nuwe bloed wat spreek. Wat se bloed spreek nou? Die bloed van Jesus. Jy sien, as jy sê jy is onder die bloed, sê nie jy is onder beskerming teen enige aanslag of gevare daar buite nie. As jy verklaar jy is onder die bloed van Jesus, is jy onder genade. Want daar's nuwe bloed wat spreek. Goed, nou ons wil uitkom by Abraham se lewe. Nou Abraham is in dieselfde dimensie, en die woord sê dat God het aan Abraham, is interessant, het aan Abraham die evangelie van Jesus verkondig. Abraham het al reeds geweet wat aan die kom is, hy het al reeds geweet van die Messias wat kom, want God in sy verhouding met Abraham en hoe hy pad gestap het, en as jy die verhaal gaan lees, ek word eintlik so 'n bietjie jaloers as ek na Abraham se verhaal gaan kyk en die storie gaan lees, en doen jy guns gaan lees die storie, maar ek raak jaloers oor die manier hoe hy en God gekommunikeer het. En hierdie kort het God aan hom verskyn, en God het deur sy engel met hom gepraat en vir hom opdragte gegee, en dis hoekom hy die vader van geloof is. Hoekom het hy die vader van geloof geword? Het Abraham hierdie perfekte lewe gehad? Het hy hierdie perfekte lewe gelei? Het hy die perfekte agtergrond gehad? Nee. Sy voorvaders was afgodaanbidders. Wat het Abraham reg gedoen? Want die skrif kom in Romeine 4 vers 3, hy sê, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Abraham het in God geglo. As jy nou gelees, hy sê die sleutel is geloof. Sy geloof in God het hom tot geregtigheid gereken. Nou, hoe lyk Abraham se geloof in God? So, as ek dink aan iemand wat 'n geloofsheld is, gaan ek in eerste plek kyk na sy lewe en ek gaan hoop hy het 'n perfekte lewe. En as ek praat van 'n perfekte lewe, daar's
Daar's min menslike of sondige natuur of menslike natuur wat 'n rol speel. Maar wat ek vind in Abraham se lewe is baie interessant. Hy was nie hierdie perfekte mens nie. En ek dink soms het ons hierdie selfpoging wat ons so hard probeer om die perfekte mens te wees en reg te wees en goed te wees en dan probeer ons regverdigheid uit dit vind. As jy gaan kyk na iemand soos Moses ook, nie perfekte mens nie, maar God het hom gekies. Jy sien, God het 'n plan met jou lewe. En ek en jy moet verstaan dat ons geloof wat ons uitoefen in die wete dat God in beheer is van alles en hy beter weet en sy wil uitleef, gaan ons geregverdig word deur ons geloof in hom. Nou Abraham het vrees gehad. Want ek het gaan dink, dit was miskien 'n bietjie teleurstelling, toe ek nou die verhaal van Abraham gelees, want hy is die vader van geloof, en dan sê ek, Here, maar Abraham was bang. Jy weet, Abraham was bang. Ek dink jy dit vir julle wys, net, hier is net so 'n bietjie interessantheid, so 'n bietjie agtergrond. Ons gaan nou by die kruks van die saak uitkom met die woord van vanoggend, maar Abraham was bang vir mense. Julle het geweet? Ja, almal kyk nou so, waarvan praat jy? Hy is aan die vader van geloof, hy kom ons nie vrees hê en geloof hê nie. En ek wil dit vanoggend vir jou wys om vir jou te sê, dis okay om soms net vrees in jou lewe te hê. Jy's net mens. Abraham was net mens gewees. Hy was bang vir mense. Hy was so bang vir mense dat hy sy vrou verraai het. Okay? Nie een keer nie, 2 keer. Jy het geweet? Kom ek wys net vir julle. Julle kyk my so aan en sê, waarvan praat jy? Wat se Bybel lees jy? As ons meer ons Bybels lees, gaan ons die stories ken en die verhale ken. Genesis 12 vers 11. Hy sien toe op die punt staan om in Egipte te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is en mooi van aansien. Dis dalk waar die probleem aankom. Okay. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog, jy is my suster, dat dit my goed kan gaan ter wille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Abraham was bang, hulle maak hom dood vir sy vrou. Nou as jy gaan lees, het hy nou vir hulle gesê, dis my suster, en hulle het haar toe laat kom na die paleis toe, en die koning wil haar sy vrou gemaak het, so, sy moes regtig 'n baie mooi vrou gewees het, en toe weet, in die hele gebeurtenis dat hulle na die vrou laat kom, toe beleef hulle 'n klomp goed wat skeef loop. En hulle kom toe agter, hoorie, maar hier is iets nie reg nie, want weet hulle het iets verkeerd gedoen en uit in 'n waarskuwing kom die Here en hy waarsku hulle en sê julle het 'n ander man se vrou gevat. En die koning kom sê, maar wat doen jy aan ons? Maar eintlik was dit so 'n bietjie 'n blessing in disguise, as ek dit net kan noem, want hulle het vir hom Abraham was 'n geseënde man gewees en ek het altyd gewonder, waar het hy sy kamele en al die goed gekry waarmee hy geseën was? Hulle het vir hom die klomp besittings gegee vir sy vrou, wat hy gesê het is sy sussie. So hy het so 'n bietjie 'n plan met dit gehad, lyk dit my. Maar hy het vir hulle gejok, want hy was bang, hulle gaan sy lewe neem. En later aan toe hulle weer getrek het, en verder by Abimelech as koning gekom het, het hy dieselfde gedoen. Hy het vir hulle ook gesê, en hy het vir sy vrou gesê, luister, jy sê nie jy is my vrou nie, ek het my lewe lief, so ek offer jou eers op. Wie van julle is bereid om dit te doen, om jou vrou op te offer terwille van jou eie lewe? Wie van julle dames sal bly as jou man vir jou sê, jy sê net so, niemand by die kerk is my vrou nie, jy is my sussie. Al in die Here is ons tegnies eintlik boetie en sussie, nou maar. Gaan julle opgewonde wees oor jou man om te sê, dis 'n oulike man hierdie van my. Hy wil nie maar as hy vir jou sê, dis omdat jy so mooi is, dan sal jy dit seker aanvaar. Eerder, omdat jy so mooi en beeldskoon is, moet van niemand sê, jy is my vrou nie, want hulle gaan my wil doodmaak, omdat jy so beeldskoon is. Sal julle dit meer aanvaar, dames? Maar hier is 'n interessante ding, kyk gou hierso wat, so Abimelech, vat toe, en hulle laat haar kom, maar gelukkig het die Here het heeltyd bewaar, dat weet, hulle nie met haar getrou het nie, en voordat dit net kon gebeur, het die Here vir Abimelech in 'n droom gewaarsku, en Abimelech het die hele gesprek met God in die droom gehad, om te sê, maar, en God sê vir hom, jy het 'n ander man se vrou
gevat. En Abimelech sê maar, Here, ek kan nie skuldig hieroor wees nie. Dis my eie weergawe. Ek het nie geweet nie, hy het vir ons gejok. Ek het dit nie as prins gedoen nie. As ek geweet het, is Haneman se vrou sal ek al gelos het. En die woord sê dat God het al die vrouens se moederskote gesluit as gevolg van dit wat hulle gedoen het. So ernstig is God oor dit. En hy waarsku vir Abimelech en sê, gee die man se vrou terug en vra vir Abraham, dat hy's 'n profeet, dat hy hierdie vloek van julle sal kanselleer, want dit is basies soos 'n vloek wat oor hulle oor hulle gekom het as gevolg van dit. En Abimelech konfronteer toe vir Abraham. En sê, Abraham, jy het moeilikheid vir ons veroorsaak. Hoekom het jy dit vir ons aan ons gedoen? Hoekom het jy vir ons gejok? En Abraham sê, maar ek het nie gejok nie. En hy het nie gejok nie. Jy geweet, hy het nooit gejok nie. Ok, kyk hier so Genesis 20 vers 10. Hy sê verder het Abimelech vir Abraham, wat was jou bedoeling dat jy dit gedoen het? En Abraham antwoord, ek het gedink daar gaan regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, en sodat hulle oor my vrou sal doodmaak. En vers 12, en sy is ook werklik my suster. Sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie. En sy het my vrou geword. So Sarai, wat Sarah geword het, was Abraham se half sussie. So hy het toe nie gejok nie. Okay. Vir die koning sê, ek het nie gejok nie, maar nog steeds het hy moeilikheid veroorsaak as gevolg van sy vrees vir mense. Abraham, wat hierdie vader van geloof is, was bang hulle gaan sy lewe neem oor sy vrou. Maar Abraham was 'n geloofsheld. En die Bybel kom leer ons iets van sy geloofslewe, wat ek en jy 'n paar lesse by kan leer in ons wandel. Want as ons dan die nageslag van Abraham is, as hy die vader van geloof is, wat gebeur as jy as kind erf sekere gewoontes oor van jou pa en jou ma? Is dit nie so nie? Jy sekere maniere van hoe hulle dinge doen, gaan jy ook spontaan doen, want dit is amper asof dit so deel van jou DNA is. Okay? As jou pa bless was, dan gaan jy ook dalk bless word. Ons sê almal, nee, moenie dit sê nie, val jong mense, moenie dit sê nie. So ons erf sekere gewoontes, sekere maniere op, en as ek en jy Abraham as ons vader in geloof het, moet ons sekere van sy geloofs karaktereienskappe moet ek en jy oorerf, en sê, Here, maar ons wil leef soos ons geloofsvader vir ons die voorbeeld gestel het. En ek wil vanoggend vir jou wys, hoe het Abraham in geloof gewandel en gelewe, sodat ons kan leer, want God word behaag alleenlik deur geloof. En ons regverdigheid kom deur ons geloof in God. Nou, ons het nie tyd om deur Abraham se hele verhaal te gaan nie, so ek gaan net gedeeltes uit Hebreërs 11 wat die geloofshelde beskryf, uit Abraham wat hy beskryf hoe sy geloof gelyk het, van die verse gebruik om net vir jou 'n paar punte deur te gee van hoe leef ek en jy in Abraham geloof. Geloof soos Abraham. Hebreërs 11 vers 8 sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek. Dit was een van die heel eerste opdragte wat God vir hom gegee het, na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Belangrik. Vers 9, deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in 'n land van belofte, soos 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag, wat fondamente het waarvan God die boumeester en oprigter is. Vers 15, en as hy bly dink het aan die vaderland, waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy het die belofte ontvang en hy het sy eniggebore geoffer. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek.
Dis 'n mondvol. Van Abraham se lewe, Abraham se geloof wat hy uitgeleef het. En onthou, sy geloof in God het hom geregverdig, gereken tot geregverdig. So die eerste een van Abraham se geloof, so eerste punt wat vir my belangrik is dat wanneer jy 'n gelowige is, in 'n geloof lewe, dan is jy iemand wat reageer. Geloofsmense sit nie en wag vir iets om te gebeur nie. Mense van geloof reageer op die roepstem van God. So die eerste punt is, Abraham geloof is geloof wat reageer gehoorsaam op God se roep. Hoe lyk iemand wat gehoorsaam is? Sit hulle op 'n bank en wag? Of staan hulle op en doen hulle iets? As jy vir jou kinders vra om iets te doen, en hulle sit net, is hulle mooi gehoorsame kinders? Jy sien, 'n geloofswandel is 'n wandel van reaksie. Ek kom tot aksie. Ek sit nie en wag vir iemand om in my skoot te kom sit nie. Ek maak iets gebeur, want God het geroep, en ek reageer op sy roepstem, en omdat ek reageer op sy roepstem, is daar resultate. So Abraham het gereageer, hy was bereid, tweede punt is, om die bekende te verlaat vir die onbekende. So wanneer ons reageer, is dit maklik om te reageer in 'n plek wat vir my gemaklik is. Dit is maklik om te reageer in geloof op 'n, ek wil dit 'n comfort zone, 'n gemaksone noem, in 'n bekende plek. Dit is maklik om vir jou te reageer in geloof op 'n Sondagoggend hier by die kerk. Maklik om die Here se naam groot te maak, maklik om te sê prys die Here, om te getuig hier by die kerk. Maar God het vir Abraham gesê, verlaat jou vaderland. Wat se sekerheid het Abraham gehad op waarheen hy gaan? Geen sekerheid nie. Jy sien, wanneer God ons roep hy jou uit jou gemaksone. En wanneer God jou roep, gaan hy nie vir jou die prentjie skets en sê, maar kyk hierso, dis wat ek vir jou het, dis hoe mooi dit is, dis waar jy gaan, hier is jou sekerheid, hier is 'n blyplek. Abraham het geen van daardie sekerheid gehad nie. Nog steeds het hy gereageer. En soms wil ons in ons geloof sê, Here, ek sal gaan as U wys. En Here, U moet eers bevestig, en U moet eers my 'n teken gee, en U moet eers my bewys gee. En mense soek bewyse om hulle geloof, of om te reageer op hulle geloof. Maar Abraham was die vader van geloof. Toe God sê, pak jou goed en trek vir Here, toe hy nie baie redenasies gehad nie. En dis wat ek sien in Abraham se lewe. As God sê, doen hy, is asof Abraham vir homself nie eers geleentheid gee om te veel daaroor te dink nie. Want ek dink soms is ons grootste uitdaging in ons geloofswandel, meerderheid van ons mense in die tyd wat ons leef, omdat ons so gebombardeer word met inligting, is overthinkers. Ons wil eers redeneer, is dit logies, gaan dit werk, hoe gaan dit werk, Here, ons vat nou ons goed en ons loop, ek moet my vrou tevrede hou, want ek vat my vrou nou uit haar vaderland, uit haar gemaksone uit, omdat ons dieselfde pa, ek vat haar uit hierdie huis uit, en ons gaan trek. Ok, my man, lekker, ons trek nou, waarheen trek ons? Ek weet nie, ons trek. Hoekom trek ons? Wel, God het gesê. Ok, gaan ons. Maar wat is daar vir ons aan die ander kant? Wat se sekerheid is daar? Wat se plek? Nee, ek weet nie, maar ek gaan. Dis Abraham geloof. Jy is bereid om die bekende, die gemaksone, waarin jy dalk vir jare gefunksioneer het, op te gee, want God het gepraat. Somtyds ignoreer ons sy roepstem, want dit daag jou gemaksone uit. Geloof kan nie groei in 'n plek van gemak nie. En soms moet ons net die Here toelaat om ons bietjie buite ons boksie te laat funksioneer. Ons doen dieselfde dinge oor en oor, en ons verwag verskillende resultate. Julle weet, dis die definisie van insanity. Om dieselfde ding oor en oor te doen,
As Abraham gebly het waar hy was, as in sy vaderland gebly het waar hy was, en net daar gebly het, en ek meen sy pa het vir hom voorsien, en sal hy die resultate beleef het, sal ons vandag oor hom gepreek het, en gesê, dis die vader van geloof? Nee, hy het verlaat wat hy het, en hy sê, ek gaan in die onbekende, maar ek luister, want my sekerheid is nie in wat vir my gebied word nie, my sekerheid is nie in wat vir my voorlê, of 'n teken wat vir my gegee is nie, my sekerheid is in een ding, en dis in die woord van die Here, God se roepstem wat gepraat het, en as God gesê het, dan doen ons. Gaan nie vra nie, gaan nie redeneer nie, ek doen, want God het gesê, dis Abraham geloof, so hy reageer in gehoorsaamheid, nie op 'n gemaksone nie, maar sy reaksie is, ek verlaat my gemaksone, en ek gee dit op, sodat ek kan instap in wat God vir my instoor het. Hoekom? Die volgende punt, want hy het 'n verwagting gehad. Wat is sy verwagting? Hy verwag die vervulling van die belofte van beter dinge. Hy het geweet as God praat, dit gaan 'n uitdaging wees om te reageer op God se roepstem. Verseker, geloof is altyd uitdagend. Anders is dit nie geloof nie. Maar hy weet as hy reageer op die sekerheid van God se stem, gaan hy resultate beleef van beter dinge, want wat sê hy? Hy sê hy het uitgesien na 'n plek wat nie met mensehande gebou is nie, maar 'n gebou wat deur God self gebou is. Dis beter as die aardse. Abraham het geweet as hy in geloof reageer en bereid is om sy gemaksone te verlaat, dan wag daar vir hom beterskap, beter dinge. Wat God vir jou instoor het is beter dinge, maar jy moet los waar jy is. Jy moet bereid is om op te gee wat jy het, om te sê ek gaan na wat God my voor geroep het, want hy roep my na beter dinge, want ek weet sy beloftes gaan in vervulling kom. Dis my verwagting, want dis die God wat ek aanbid. Hy is 'n waarmaker van sy woord sal nooit leeg terugkeer nie, en dit wat hy my invat sal altyd beter wees as waar ek was. Dis wat God doen, dis die God wat ek en jy aanbid. Hy gaan jy nie na 'n slegter plek toe vat nie, hy vat jou na beter dinge, maar is ons bereid om te verlaat, te reageer, en te leef en te funksioneer met 'n verwagting op beter dinge, want God se beloftes sal in vervulling kom. Abraham het vergeet wat verby is. Een van ons grootste uitdagings in ons geloofslewe is soms dat ons so vassak in wat gebeur het. Die woord sê as hulle terugverlang het na die vaderland waarvan hulle gekom het, sou hulle daartoe sou wil terugkeer. Maar jy sien, Abraham het 'n toekomsvisie gehad. Hy het 'n verlange gehad na beter, want hy weet van waar af hy kom, vergelyk nie met waar jy nou op pad is nie, want as God geroep het, is dit soveel beter. Hy sê, die woord sê, maar as hulle verlang het na waarvan af teruggekom het, sal hulle maklik kon teruggekeer het soontoe, maar hy het vergeet wat verby is. Die woord sê, ou dinge is verby, alles het nuut geword. Ons trek ons uit na wat voor lê. Dit help nie ek en jy bly kamp opslaan aan die verlede nie. Wat gebeur het, het gebeur. Ja, daar's teleurstellings, ja, daar's trauma wat ons deur is, ja, daar's dinge wat in ons lewe gebeur het, maar dit het gebeur. 2025 is amper history. 2024 is history. Nou hele 2020. Dit het gebeur. Maar dis nie meer wie ons is nie. Dis nie meer waar ons is nie. Ons is op 'n beter plek. Glo jy is op 'n beter plek as wat jy laas jaar was? Want God is 'n waarmaker van sy woord. En hy vat ons na beter dinge toe. Maar ons moet reageer en ons moet los wat verby is. Ons moet dit agter ons sit en sê, Here, 2025, dis hoekom ek see toe gaan, ek gaan was die ou jaar daar af in die see. Dit 'n grappies, nog nie 'n geloofsding nie. Maar ons moet dit agter ons sit. Daardie gebeurtenisse, daardie uitdagings, daardie teleurstellings, moenie terugkyk nie, moenie jou gedagtes toelaat om soontoe te gaan nie. Stop, jy het mos gehoor. Want soms wil ons, as ons eers stil sit en begin nadink en dinge nie gaan soos wat dit moet gaan nie, dan gaan ons mos weer terug en sê, o, Here, was dit nou daai teleurstelling? Jy weet, God hanteer nie volgens jou oortredinge nie. Waar sou ons gewees het as hy dit sou doen? Okay. Sy genade is groter as jou oortredinge. Maar jy sien, God wil hê dat ek en jy moet ons oë afval van wat verby is. Abraham het nie terugverlang na daai vaderland nie.
Hy sê, daar is my nuwe vaderland. Jy sien, Abraham het vergeet wat verby is, en omdat hy vergeet is wat agter is, omdat hy vergeet het wat hierdie wêreld na sy kant toe gebring het, het Abraham, en ek dink hier is vir my die fondasie, die volgende punt van Abraham se geloof. Abraham het 'n ewigheidsperspektief gehad. As ons tog net kan leef as gelowiges met 'n ewigheidsperspektief. Hy het verlang na 'n vaderland wat nie met hande gebou is nie. Hy het verlang na wat? Na die hemele daarbo. En die woord sê, hulle het nooit hierdie beloftes in vervulling geneem nie, maar hulle het dit van ver gesien en geweet dis wat kom. Hoekom dink jy was Abraham bereid om sy seun te offer? Ek sal dink dit is Abraham se grootste kenmerk, of dit wat uitgestaan het van sy geloofslewe is die bereidheid om sy kind te gaan offer. Ja, en dis deel van dit. Maar hoekom was hy bereid? Want hy het 'n ewigheidsperspektief gehad. Hierdie lewe, sy seun se lewe, almal se lewe hier op aarde is tydelik. As jy ewigheidsperspektief het, dan raak die dinge hier op aarde vir jou baie klein. Daar's 'n boek geskryf, ek kan nie onthou wat die skrywer se naam is, God's Eye View. Kan nie onthou die, skoon maar sal ook onthou. Wat as jy die boek lees en sê, weet jy wat moet jy doen? Kry 'n ander perspektief van die lewe. Gaan sit bietjie op jou vader se skoot. Gaan sit bietjie saam met Jesus in hemelse plekke en kyk na die omstandighede. Want as jy 'n ewigheidsperspektief het, as jy 'n hemelse perspektief het, soos Abraham gehad het, dan besef jy, weet jy wat, die lewe vir my seun is in elk geval hier op aarde, dis in elk geval van korter hier, dis in elk geval tydelik. Enigiets anderste is tydelik, alles is tydelik. Elke uitdaging wat jy dalk beleef, elke storm wat jy beleef, dis tydelik, dit gaan weer verby. Dit gaan beter word, dit gaan verander. Dit gaan goed gaan. Maar in daai goed gaan is ook tydelik. Maar jy met 'n ewigheidsperspektief hê om te sê, maar Here, daar's 'n baie groter realiteit as hierdie lewe hier op aarde. Daar's 'n baie groter realiteit as my uitdagings. Baie groter realiteit is 2025, 'n baie groter realiteit is 2026. Ek dink ons kyk heeltemal te klein as ons net beplan vir 2026. Daar's 'n ewigheid wat vir ons wag. Abraham het geweet, dis hoekom hy 'n geloofsman was, want hy het 'n ewigheidsperspektief gehad om te sê dat my lewe het 'n baie groter impak in hierdie tydelike wêreld, my lewe het 'n impak in die ewigheid. Want jy sien, wanneer ek deel is van die koninkryk van God, wanneer ek werk in die koninkryk van God, wanneer ek deel is van die woord van God, is ek besig met dit wat ewigheidswaarde het. As ek die evangelie van Jesus Christus aan iemand meedeel, dan is ek besig om iemand se ewigheid te verander. Nie tydelik nie. En dis 'n geloofslewe. Wanneer jy daai som begin maak van hoe lank die ewigheid is, dis nie 'n som wat moontlik is om te maak nie, maar jy besef, vir ewig is baie lank. Dan skielik kwyn hierdie wêreld en sy uitdagings en omstandighede. Want die God wat ek in jou aanbid, is nie vasgevang in hierdie wêreld nie. Hy is baie groter. Abraham het 'n ewigheidsperspektief gehad. Abraham was bereid om op te offer. Weet jy wat het hy opgeoffer? Nie net sy seun nie. Weet jy wat vra God vir Abraham? Ek het vir jou belofte gegee, Abraham. En ja, ons weet, Abraham het sy selfpoging gehad met sy slavin, wat nie goed uitgedraai het nie, want die wêreld sit tot vandag toe met die resultate van dit. Maar God was getrou. En op 100 het hy 'n seun. Ek weet nie of julle weet nie, maar Sarah is dood op 125. En toe het Abraham weer getrou. Hy was omtrent 130. En hy het nog 5 seuns verwek by daai vrou. Praat van 'n man van geloof. Okay. Jy het gedink jou tyd is oor, meneer, ek is nou afgetree. Nee, pas op, van die tannies nie swanger raak in die kerk nie. Imagine dit. Maar dis Abraham en dis Sarah, dis hulle geloof. Hy het nog die geloof gehad. Pragtig, dit vat baie geloof op 130 weer te trou.
en nog 5 seuns te verwek. Dis Abraham, dis wie hy was. Hy het op God vertrou en God het sy jeug vernuwe soos die van 'n arend. Hy het ewigheidsperspektief gehad, maar hy was bereid om op te offer. Weet jy wat het hy opgeoffer? God het vir hom 'n belofte gegee, jou sal jou nageslag wees soos die sand van die see. God sê vir hom, gee my beloftes terug. Want die belofte het in vervulling gekom. Sy seun is gebore. En hier sê God, ek soek dit terug. Offer jou roeping. Is jy bereid om jou beste, jou kosbaarste vir my te gee? En soms vra God vir ons, is jy bereid om op te offer vir die groter doel oor jou lewe? Abraham se lewe, se doel was baie groter as net die tyd wat hy op aarde was. Tot vandag toe praat ons oor hom. Hy is die vader van geloof. Maar omdat hy bereid was om op te offer, om te sê, Here, U roep, U stem, is belangriker as my emosies, belangriker as my traumas, belangriker as my verwerpings, belangriker as my seun se lewe, U roepstem. Dis geloof. Maar hy het die geloof gehad in die vermoë, die mag van die God wat hy aanbid. Hy vertrou God se bo-natuurlike mag. Die woord sê, hy het geweet, God is in staat om vir Isak selfs uit die doodheid op te wek. Dis hoekom hy bereid was. Hy het 'n lang mes heeltyd saam met hom gedra op die hele pad soontoe. En toe hy mes uitdruk en bereid was om sy seun te hom op daai altaar gooi, en hy bereid was om sy seun dood te maak, te stop God om en sê, jy is waarlik 'n man van geloof. En jy sal die vader van geloof wees. Want jy is bereid om jou beste op te offer en te gee. Jy is bereid om jou gemaksone te los. In vandag se tyd is gemak die belangrikste kommoditeit vir die mens. Gemak. Kerke wat groei is kerke wat gemaklike geboue het. Mense wil gemaklik in hulle rusbank of op die bed sit en eerder preke kyk en nie opkom. En bereid wees om op te staan, om saam met gelowiges 'n lofoffer te bring in 'n plek van samekoms. Maar die mense het net gemaklik geraak. Nou, ek praat met die verkeerde gehoor, julle sit volgende hier. Maar dis wat die mens gedoen het. Jy sien, en dan wil ons, God se beloftes moet in vervulling kom, ons is nie bereid om uit ons gemaksone uit te kom en te verlaat nie. En vanoggend sit jy vandag hier, en jy wat glo in Jesus Christus, hier is goeie nuus. Weens jou geloof in die Seun van God, maak dit van jou deel van die nageslag van Abraham. Galasiërs 3:26, hy sê, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Wow. Jou geloof in Jesus. Ons weet, Johannes 1:12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. As jy nog nie gedoop is nie, is jy absoluut ongehoorsaam. Want dit is 'n opdrag van Jesus self. Abraham geloof is, ek dink nie, ek redeneer nie, en ek soek nie, wag en ek doen, want God het gesê. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Ek weet nie van jou nie, maar as iemand jou nou bel, dalk het jy al hierdie scams gekry wat jy gesê het, jy het soveel geërf, euros of dollars geërf, wie van julle het al daai scams gekry, nou, jy het soveel geërf, want jou ryk oom daar, iewers van 'n ander land, het jy nie eens van geweet nie, het jou vir jou 'n paar miljoen dollar nagelaat, dit sal wonderlik wees. Maar weet jy, hier is 'n beter belofte, hierdie is nie 'n scam nie. Een van die rykste manne ooit met die grootste seën wat God uitgespreek het in die Bybelse konteks, sê dat jy en ek is die erfgename van daardie seën. Weet jy dit vanoggend? Dis die Abraham geloof.
Om te sê, Here, ek is die nageslag van Abraham weens my geloof in Jesus Christus. Ek glo dat hy die seun van God is en omdat ek in Christus is ek nou. Hoor wat sê die woord van die Here. Glo jy dit vanoggend kerk? Aanvaar jy dit vanoggend dat jy deel van die testament is? Jy's erfgenaam. As jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou ek wil volgens vir sê nie net die erfgenaam van die seun van Abraham nie, maar ook die erfgenaam van sy geloof. Dis vir ons moontlik om die geloof van Abraham uit te leef. Want hy het vir ons die voorbeeld gestel en ons geloof in Christus Jesus kom maak van ons seuns en dogters van daardie Vader in geloof, die Vader van geloof, wat sê maar ons is nou die erfgename. Hoe lyk die seun van Abraham? Wanneer laas het jy gaan lees wat God vir Abraham beloof het in sy seun? Wanneer laas het jy die testament gelees en sê, o ja, dis wat vir my nagelaat is. Mag jy dit doen? Ja, maar ons net familie, bloedverwante, wat kan erf. Nee, jy is 'n bloedverwant. Deur die bloed van Jesus het jy 'n erfgenaam geword. En hier is die erfenis. Dis 2 gedeeltes wat ek vir jou wil lees. Hoor vanoggend, jy wat in Christus, enigiemand wat in Christus is, glo jy in Jesus? Hierdie is vir jou. Hierdie is die erfporsie. Hierdie is vir ons. En in geloof moet jy vanoggend hier sit en sê, Here, hierdie is nie prosperity teaching nie, hierdie is woordprediking. Hoe neem ons as gelowiges om nederig te bly met ons arm bly? Die seun van God doen wat? Maak ryk. Jou lewe moet getuig van 'n God wat voorsien. Abraham is die man wat op die berg, toe God die bok voorsien, toe maak hy die verklaring, hy is Jehovah Jireh. Die God, een vertaling sê die God wat sien, maar die ander vertaling sê die God wat voorsien. In geloof is daar nie beperking nie. Want God word behaag. Hoor wat sê die seun van Abraham. Hy sê die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun. En jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. Die nageslag van Abraham is nie net geseën nie. Die nageslag van Abraham is 'n seun. You are a blessing. Want God se goedertierenheid moet deur jou vloei. God sal jou seën sodat jy 'n seun vir ander sal wees. Want dis wat Abraham was. Oral waar hy gegaan het, alles wat hy gedoen het, was hy 'n seun vir ander. En ek sal seën diegene wat jou seën. En hom vervloek wat jou vervloek. Ek het eendag die ervaring gehad wat iemand blykbaar baie jare terug 'n vloek oor my uitgespreek het. En hulle het na die tyd gekom en kom bely dat hulle vloek oor my uitgespreek het. En ek het die persoon mooi laat verstaan dat jy het redelik baie moeilikheid. Want dit was so 'n kwessie van 3 maande se tyd wat die persoon by my was en nie hulle sin gekry het nie. En toe hulle terugkom en dit nou wil bely, toe sê ek, wel, ek het nou gaan kyk die afgelope 3 maande, ek kan nie dink in die afgelope 3 maande het ek iets soos 'n vloek beleef nie. Maar ek wil vir jou net sê, dat jy moet weet, ek het geloof in Christus Jesus, en dit maak my die nageslag van Abraham, so ek is 'n erfenis van die seun van Abraham, en die seun van Abraham sê, elkeen wat jou seën sal geseën word, maar elkeen wat jou vloek, wat gebeur met daai vloek? Jy weet, as ons met geweer praat van ricochet, verstaan jy, dat ricochet sommer so terug na jou toe. Ek sê, hoe was jou laaste 3 maande? Nee, dit was 'n nagmerrie, alles het net skeef geloop, ek sien. Daai vloek het afgebounce. Terug.
Return to the sender. Want ek en jy is die nageslag van Abraham. Geen vloek wat oor jou gespreek word, sal suksesvol wees nie. Jy moet dit glo, jy moet dit verklaar, want elke vloek wat oor jou uitgespreek word, it will return to sender. Maar die wat jou seën sal geseën wees, en jy is nie net geseën nie, jy sal 'n seën wees, want jy het geloof in die eniggebore seun van God. Galasiërs 22 kom God, nadat hy bereid was om sy seun op te offer, kom spreek hy 'n verdere seën oor Abraham. Hy sê, ek sweer by myself, spreek Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie. Kerk, ek en jy kan nie terughou nie. Ons moet reageer op die woord van God, ons moet ons gemaksone verlaat, ons moet opoffer, ons moet 'n ewigheidsperspektief hê. Hy sê, dat ek jou ryklik sal seën. Hierdie is 'n verdere stap van net seën. Ek ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en in jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Met ander woorde, jou nageslag sal nooit 'n victim wees nie. Jou nageslag sal nooit slagoffer wees nie. Die duiwel, die vyand, hy het my so aange... Kyk, kerk, in die nageslag van Abraham, in geloof, kan jy nooit op daai plek wees van ek is 'n victim. Ek is 'n slagoffer, arme ek, sies tog, shame. Dis nie 'n mentaliteit wat 'n geloofsman en vrou kan hê nie. Dis 'n mentaliteit wat jy versigtig voor moet wees, want mense gebruik dit om te manipuleer. Wees versigtig vir daai jammerkry mentaliteit. Daar's 'n plek en 'n tyd wat ons mense jammerkry verseker en omgee en die wêreld en die lewe gebeur, maar pas op vir daai mense en pas op vir daai mentaliteit, want jy sien, as ek en jy die nageslag van Abraham is, sal ons vyand se poort in besit neem. Die vyand gaan die slagoffer word. Dis die beloftes. Hy sê, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Hoor jy die Here se stem? Geloof is die sleutel. Maar om te reageer moet ek hoor. En moet ek luister. Abraham het gebed om na God se stem te luister. Sien, Abraham het tyd vir God uitgekoop. Want wanneer ons tyd uitkoop en stil raak, eers dan kan ons hoor. Ons gaan 'n feestyd in, en is baie feesviering en al die goeders, maar jy moet jou tyd uitkoop. God het vir jou mooi dinge in stoor vir 2026. God het vir ons beter dinge in stoor vir 2026. Maar moenie dit mis nie. Gaan raak stil en gaan luister. En dalk gaan dit 'n paar opofferings kos. Maar as jy bereid is om op te offer, gee God soveel meer. Hy was bereid om sy enigste seun op te offer, en God sê, ek gee vir jou nageslag soos die sterre, en soos die sand van die see. Dis wat God kom doen. Dis die geloof wat hom behaag. 'n Absolute vertroue, 'n verwagting in die beloftes van God wat in vervulling kom. En ek sluit af vanoggend. Jy moet na sy stem luister, want sonder geloof, Hebreërs 11 vers 6, is dit onmoontlik om God te behaag. Is dit jou begeerte? Om God te behaag bo enigiemand anders? Is dit jou begeerte om God te behaag bo jou eie begeertes? Is dit jou begeerte om God te behaag bo jou man, bo jou vrou, bo jou kinders? Hy is 'n jaloerse God. Hy wil jou eerste liefde wees. En dis Abraham se lewe. Hy was bereid om sy vrou op te offer, hy was bereid om sy kind op te offer.
maar sy verhouding met God was altyd nommer 1. Geloof is die sleutel, maar geloof is nie 'n klomp kennis nie. Geloof is 'n verhouding. It's a relationship. With a God that sees, a God that provides, a God that knows. God ken jou meer en beter as wat jy jouself ken. En dis 'n amazing journey. Abraham se lewe was 'n amazing journey. En dit kan vir jou en vir my ook so wees. Hy's 'n mens, net soos ons. Enigste verskil is hy het God geglo. Al het hy 'n bietjie vrees in sy lewe gehad, al het dinge nie altyd goed geloop nie, was Abraham nog steeds geregverdig, want hy het God geglo. So mag ek en jy, in hierdie tyd wat ons 'n feestyd het en rustyd het, net in nabyheid beleef. Mag ons weer 'n binnekamer oomblik, nie net 'n oomblik nie, maar oomblik hê. Ons gaan stil raak en sê, Here, ek wil leef en ek wil doen soos Abraham gedoen het. Maar ek het nodig om te hoor. Ek het nodig om te luister, sodat ek kan doen om U te behaag. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, Abraham het na God toe gegaan. Daar's 'n oop weg. Die gebroke liggaam en die gestorte bloed, die voorhangsel geskeur. Daar's nie meer 'n skeiding nie. Daar's jou toegang. Jy moet na hom toe gaan, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. He's a rewarder for those who diligently seek him. Dis die geloof van Abraham. Hy het God gesoek en hy het hom nommer 1 geplaas. So mag ek en jy nie eendag voor Jesus staan en hy vir ons dit sê, ek het dit teen jou. Jy het al hierdie wonderlike goed gedoen, jy het hierdie mooi lewe gelewe. Jy was gereeld in die kerk. Jy het gearbei in die kerk. Maar jy het jou eerste liefde verlaat. Ek wil jou nommer 1 wees. That's where faith starts. At your first love. So mag die Heilige Gees ons help om die geloof van Abraham te hê. Mag ons God behaag deur hierdie geloof en mag jy die beloning beleef omdat jy weet die God wat jy aanbid is almagtig. Hy is in staat om die dode op te wek. Dink net wat kan hy vir jou doen? Niks is vir God onmoontlik nie. Kom ons sluit ons so. Vader, dankie. Dankie vir wie U is. Here, ons as mens sal nooit kan uitredeneer of bepaal of meet die grootheid en die almag van wie U is in die wese nie. Here, dis onverklaarbaar, onbeskryflik. U wat die skepper is van hemel en aarde. U wat elke berg op sy plek gesit het. U wat die see se grense bepaal het. U wat die wind in die hande hou, Here. U wat die son en die maan en die sterre elkeen in hulle wentelbane geplaas het. U is die God wat bemoeienis is met ons as mens doen. Wie is ons as mens? Maar tog, Here, het U ons geskape minder as die hemelse wese. Tog is ons vir U belangrik. Here, dat U U beste opgeoffer het, omdat U glo in elkeen van ons. En Vader, my gebed vanoggend is dat U deur U Gees sal kom en ons geloof kom versterk. Heilige Gees, dat U daardie gawe van geloof in ons sal opwek, sodat ons Vader kan behaag. En Vader, ons wil U nie behaag om ons eie wil te sien nie, maar ons wil U behaag om U wil te sien. Dankie Here Jesus vir die voorbeeld wat U gestel het. In die donkerste uur het U nogtans gesê, nie my wil nie,
maar U wil geskied. Here, mag ons daar wees, mag ons daardie wandeling uitleef, Here, wat U net behaag in alles wat ons doen. En Here, mag U seën wat oor ons uitgegiet word, getuig van wie U is vir ons. Here, U ryk seën wat die erfporsie is wat vir ons nagelaat is. En vanoggend verklaar ek, Here, omdat ons glo in die enige gebore Seun van God, Jesus Christus, is ons die nageslag van Abraham. En omdat ons die nageslag is ons erfgename, Here. En behoort daardie erfporsie aan elkeen van ons. Here, help ons om dit in geloof uit te leef. En mag Abraham se lewe ons motiveer, Here. Vader, ek eer U vir hierdie seisoen wat vir ons voorlê. Here, dankie dat ons U kan vra vir U beskermende hand. Om met elkeen te wees, Here. U sê U gee engele opdrag aangaande ons om ons te bewaar op al ons weë. En mag U elkeen van ons gemeentelede, waar hulle ook al is, of op die pad is, op vakansie is of by die huis is, mag julle elkeen beskerm, hulle bewaar in hulle besittings, Here. En mag hulle U vrede beleef in 'n tyd wat ons die geboorte van Jesus vier, U onverklaarbare, onverstaanbare vrede beleef, Here. En mag ons oë op U gerig hou, Koning Jesus. Want U is die leidsman, U is die volëinder van ons geloof. So bid ek, Here, versterk ons geloof en laat U koninkryk kom en U wil geskied. Dit vra ek in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde tyd hê. Nooi iemand saam vir die Kersdiens en ons sien julle volgende jaar.